Goeiedag, Harsfontein Geloofsfamilie. Vandag gesels ons oor 'n eienskap van God wat ons reg deur die Bybel kry. God as regter. Ons kry hierdie idee van God as regter heel in die begin al in Genesis. In Genesis 2 vind die sondeval plaas. Adam en Eva vergryp hulle aan die vrugte van die boom wat God gesê het hulle moet uitlos. In die gesprek na die tyd sê hy vir Adam, omdat jy nie geluister het nie, is die aarde vervloek. So reg van die begin af kry ons hierdie idee, wanneer sekere goed gebeur, is daar nagevolge. En God is die een wat daaroor besluit. God is die regter. Hy is die een wat oordeel. Hierdie idee gaan reg deur aan, tot in Openbaring, waar ons lees van God op sy troonsaal. God wat gaan sit en die lammers en die skape en die bokke van mekaar gaan skei. God wat die wêreld gaan oordeel. Ek het bietjie gaan kyk na die woord oordeel. Hoeveel keer kom oordeel en God as regter of God se regspraak in die Bybel voor? En ek het getel tot by 900 en toe het ek moeg geraak om te tel en opgehou. Maar meer as 900 keer word daar in die Bybel gepraat van God wat 'n regter is, God wat oordeel. Ek dink daar word meer daarvan gepraat as byna enige iets anders, enige ander karaktereienskap van God. So God is ons regter. Vir my en jou het dit natuurlik ook gevolge. Vir my en jou wat in die Nuwe Testamentiese tyd leef, lyk hierdie oordeel van God 'n bietjie anders. Reg deur die Ou Testament sien ons kort hoe God sy volk oordeel. Daar's kort hierdie siklus wat gebeur. Die volk wat by God is, die volk wat afvallig word, God wat oordeel en hulle straf, die volk wat weer terugkeer. En daai siklus herhaal om keer op keer in die Ou Testament. En dit voel of hulle nooit daar gaan uitbreek nie. God stuur sy straf, nie om hulle te veroordeel nie, maar om hulle terug te keer na hom toe. God se straf is van die begin af om dinge reg te maak, om daardie skaal weer te laat balanseer. Een van die kere wat ons van lees, is in Jesaja 33. Op die uitdeelstuk is daar 'n klomp tekste en ons het nie vandag tyd om hulle almal saam te lees nie, maar lees hulle gerus as groep deur. Maar ons gaan vandag saam lees uit Jesaja 33. Hier was die volk waarskynlik in ballingskap gewees. Hierdie straf van die Here het klaar plaasgevind. Die Babiloniërs het gekom en hulle land vernietig, hulle stede verwoes, die mense weggevoer. Hulle kan voel hulle is gestraf. Maar tog is daar altyd hoop. Die Here se straf is nooit 'n permanente straf, dat vir jou geen tweede kans is nie. Ten minste nie op hierdie aarde nie. Kom ons lees saam uit Jesaja 33. Ek gaan nou ingryp, sê die Here. Ek gaan optree. Ek gaan my mag laat geld. In vers 17. Jou eie oë sal 'n koning sien in al sy pragt en 'n land wat wyd lê. Jy sal terugdink aan die vrees wat jy gehad het. Waar is die een wat ons goed moes opskryf? Waar is die een wat dit moes afweeg? Waar is die een wat moes opskryf watter torings afgebreek moet word? Jy sal daardie vermetele mense nie weer sien nie. Daardie volk met sy onverstaanbare, moeilike taal wat jy nie begryp nie. Kyk na Sion, die stad waar ons feeste vier. Jou eie oë sal Jerusalem sien, 'n veilige woonplek, waar jou tent nie versit hoef te word nie. Sy tentpenne nooit uitgetrek hoef te word nie. Sy toue nooit meer breek nie. Daar sal die Here vir ons, die magtige God wees. Daar waar die strome, die riviere breed sal vloei, sonder dat die vyand se roeibote daarop vaar, die oorlogskope daar verbykom. Die Here is ons regter. Die Here is ons leidsman. Die Here is ons koning. Hy sal ons red. Die toue van die vyand se skepe hang slap,
Hulle hou nie die maste regop nie en die seile kan nie ingespan word nie. Daar word buit in oorvloed verdeel. Selfs lammes vat wat hulle wil. Niemand in die stad sal meer sê, ek is siek nie. Die sonde van die volk wat in Sion woon, is vergewe. Die Here is ons regter. Die Here is ons leidsman. Die Here is ons koning. Hy wat red. Ons kan nie enige deel van die Here split van wie hy is nie. God is regter en hy het die reg om ons te oordeel en te veroordeel. Maar hy is ook ons leidsman. Hy is ook ons koning. Hy is ook ons verlosser. En as die Here hier voor die volk staan, dan sê hy vir hulle, julle het droog gemaak. So end vorentoe praat hy van die land wat treur en hoe hulle alles verkeerd gedoen het. Maar dan sê hy vir hulle, maar nog steeds moet julle hoop hê, want ek kom om te oordeel. En daardie dag sal ek dinge regmaak. Ek sal julle sonde vergewe. Ek sal julle stad herstel. Ek sal vir julle vrede gee. Ek sal vir julle oorvloed gee. Hy sê, daar gaan so baie goed wees, selfs die lammes gaan net kan rondgaan en optel en vat. Dit is wat die Here se uitspraak is. Sy uitspraak is nie om ons te veroordeel en te verdoem nie. Sy uitspraak is om reg te laat geskied, om herstel te bring. Ek en jy, wat na Jesus leef, kan dit soveel te meer sien elke dag. Want sien, as ek en jy voor die regtersbank moet gaan staan, dan gaan ons in die moeilikheid wees. Ons weet dit. Maar ek en jy hoef nie eers soos Israel deur 'n straf te gaan en dan vergewe te word nie. Jesus Christus het gekom en hy het in ons plek in daardie beskuldigde bank gaan staan. Hy het ons straf op hom geneem. En daarom as die regter na my en jou kyk, dan sê hy van die begin af, jy sal nie meer kan sê jy is siek nie. Want die sonde van die volk wat in Pretoria woon, wat in Garsfontein woon, is vergewe. Wat 'n wonderlike regter het ek en jy. Sy enigste seun.